Goeiemôre, hoop dit gaan goed. Ek wil gou met julle ietsie deel, as dit bietjie lank raak vir verskoning, en dit gaan oor ons kinders en waar ons kinders blootgestel word. Ek het die laaste week vreeslik baie beleef dat ons kinders aangeval word, kinders wat staan vir dit wat reg is, en ek kom sit hier en ek wil gou iets met julle share, en dan sal jy verstaan waar ek vandaan kom. As jy gaan kyk in die Ou Testament, toe hulle die lam geslag het, vir die mense, een keer die jaar die hoofpriester gaan uit die lam geslag vir die volk se sondes. Daar was twee goed wat die bloed nie voorgewerk het nie, wat die bloed nie die ding kon doen nie, as ek dit so kan stel. Dit was vir seksuele sondes en dit was vir die okkulte. Want dit is, ons bestaan uit gees, siel en liggaam. En dis 'n teaching op sy eie, maar ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Die woord leer ons in 1 Tessalonisense 5, vers 23, maar ek gaan die hele een lees van 20 af. Daar staan, do not despise prophecies. Test all things and hold fast to what is good. Maar hier kom dit nou, daar staan, abstain from all forms of evil. En dan staan daar, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, your whole soul and your whole body be preserved blameless at the coming of the King. So dit sê vir my, ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Want as God sê, luister, die dag as ek terugkom, moet jy seker maak jou gees, siel en liggaam skoon, dan bestaan ons uit 3 dele uit. En dis 'n teaching om vir jou te verduidelik wat elkeen van gaan, maar hier is my hart. Sexual sin en occult, bonatuurlike sonde, daai twee goed, is nie noodwendig sonde in die siel nie, dis sonde in the spirit. It's sin in the spirit, because it's a spiritual thing. Die Here sê, pas op vir seksuele sondes, want dit gaan sit in jou siel vas, in jou gees vas, dit is sonde binne in jou liggaam. So daar's twee, nee? Daar's twee goed wat nêrens anders gaan defile as in your spirit nie, because the spiritual realm is spiritual, that's why it defiles your spirit. En ek het altyd gesê, daar's sekere goeders wat nie in jou gees kan kom nie, maar he said it, your spirit, your soul and your body moet skoon wees. En toe ek gaan lees van dit, toe kom ek agter, maar daar's twee goeders, want wat het gebeur, as daar sexual sin was, egbreek of een van die tipe van goeders, of hulle het buite die eg saam geslaap, of daar was occult betrokke, dan is die ouens doodgegooi met klippe, daar was nie redemption nie. En ja, ek weet, Nuwe Testament, ek hoor wat jy vir my sê, Heer, but this is on a spiritual level, this is spirit. En ek sit gister en ek kyk die kinders wat, ek kyk hoe trek baie kinders aan vir boekkarakterdag. En as jy dink ek trap op tone, then please send me a private message. Ek gaan dit nie toelaat op die bladsy nie. En ek sien die klein Harry Pottertjies en ek sien die hekse en ek sien die dwergies en ek sien al hierdie goeders en my hart word seer. Ek hoor van 'n dogtertjie wat soos Esther wil aantrek, sê juffrou, nee, jy kan nie soos Esther aantrek nie, want dis nie 'n boek nie. Dis net 'n geskiedkundige ding en dis nou van Ou Testament, so dit tel nie. En my hart breek, want wat hoor ons kinders? En ek sien hierdie kinders met hulle, dis nie net 'n speletjie nie. Dis nie net 'n speletjie nie. Ouens, die Here sê in sy woord baie duidelik, wat ons sê, sal ons hê, that which you confess with your mouth, dit sal so wees. So wat gebeur by die skool as dogtertjie instap en sy sê, iemand vra van wat is jy? En sy sê, ek is heksie. Sy sê, ek is heksie. En dis my probleem met Halloween. Is want jy sê dit wat jy is. En ergens, en ek het genoeg al goed gekyk en gelees en genavors oor hierdie tipe van ding. Ek meen, as ex-hekse opstaan, mense wat hulle lewe vir die Here gegee het, wat in 'n ding was van okkulte en satanisme en hierdie tipe van goed, en dan sê hulle, luister, bly weg van hierdie goed af, want nou is jy besig om in die geestelike realm goeders te doen. This is the spiritual realm. Dit is nie net 'n speletjie nie. Die Here het vir ons 'n opdrag gegee, het gesê, maak jou kinders toe. Maak jou kinders toe en beskerm hulle. Want ek sal nooit vergeet nie, ons het baie vroeg in ons journey het ons skoon gemaak en ons het John het vreeslik baie games gehad en ons het deur hulle almal gegaan. Ons het seker 'n asblik vol weggegooi, so groot asblik weggegooi. En daar het 'n paar oorgebly wat gelyk het asof hulle niks is nie en ons sê dit vir hom,
bære hulle en dan bid ons daaroor en dan besluit ons, jy weet, as die Here sê kan dit hou, dan hou jy dit, en as dit die probleem is, dan weet ons. En ek sal nooit vergeet, 'n week na dit, toe sien ek die kind slaap en sy seker swart kringe onder sy oë, en ek sê vir hom, Jonathan, wat gaan aan? Jy lyk nie lekker vir my nie, ek sien jou, jy lyk nie lekker nie. En hy sê, mamma, daar's 'n tannie in die gang, wat vir my staan en kyk in die aand, ek slaap nie. Ek sê, tannie in die gang, hy sê vir my, ja mamma, daar is 'n tannie in die gang met 'n lang rok, 'n Chinese tannie met lang swart hare, en sulke snaakse swart oë, en sy staan in die gang by die spaarkamer, en sy kyk vir my kamer, sy kyk vir my bed, sy kyk vir my. Ja, en ek begin, en ek sê, ons moet die huis skoonmaak, en ons begin op 'n punt, en ons begin skoonmaak, en die Here wys my gewoonlik, ek kry so snaakse kol op my maag, so naar gevoel, as daar iets in 'n vertrek is, en ons begin die huis skoonmaak, en toe ek by die spaarkamer kom, toe voel ek dit. En ek voel hierdie ding, laat ek naar word van dit, en ek gaan in die spaarkamer in, en ek is amper naar, en ek kom uit, en ek sê, ek verstaan nie, ons het hier skoon gemaak, hier's niks nie, en ek het weer gegaan, en die Heilige Gees sê vir my, vra vir Jonathan, waar is die games wat hy wou hou, en ek gaan na hom toe, ek sê vir hom, Sena, die Heilige Gees het my gevra, ek moet vir vra, waar is die games, hy sê vir my, mamma, ek het dit in die spaarkamer gesit, 2 weke terug in die laai. En ons het gegaan, ons het dit uitgehaal, ons het die plek skoon gemaak, en ons het die games vernietig. Dis 'n harde realiteit, en as ek sê, dis nie net 'n speletjie nie, praat ek uit eie ondervinding uit, praat ek uit 'n plek van, ek het hierdie goed gesien, ek sien hoe mense op die grond rondkruip, as gevolg van hierdie goed wat in hulle binnekant is. Die Here sê in sy woord, abstain from all forms of evil, alle forme van evil. Die movie wat nice like Harry Potter movie, it's a form of evil. En die Here sê, abstain from that, sodat die dag as ek kom, is jy skoon, gees, siel en liggaam. En jy kan vir my 80 keer sê, dis 'n game, as ek nie dit self eerstens aanvaar het, net ek vir jou gesê, ek stem saam met jou, maar ek het hierdie ding gesien, ek het dit gesien by ons eie huis, ek het dit gesien, en mense beweeg vir wie ek bid, ek het al gesien hoe mense moet loskom van hierdie goeders, dan het hulle nog nooit na dit gekom nie. Maar ek kyk hierdie tannie, en ek doen hierdie, en ek kyk Wicked, en ek kyk Vampire Diaries, en ek kyk aan hierdie goed, maar ek kan nie verstaan, hoekom staan ek op, en ek kan nie slaap nie. Ek kan vir julle ure besig hiermee, maar die Here het gesê, en hy het gesê, Here, maar ek gaan teeste gaan kry, want as ek so 'n video maak, dan weet ek, dit is baie keer na die tyd, en mense hou nie daarvan nie. Die Here het gesê, my kind, my volk, my kinders gaan ten gronde, want hulle weet nie. So ek sal vir die volgende paar weke, gaan ek bietjie meer konsentreer op dit, en as jy nie saam met my stem nie, is jy welkom om vir my inbox te stuur. Moenie my op die bladsy aanvat nie, want daar gaan ek jou blok. Maar is welkom om met my te gesels, as jy nie saam met my stem nie. I saw it, I lived it, ons het dit gesien, ek het dit beleef, ek het al gesien hoe word die goed uit kinders uitgedryf. I saw it. Die Here sê, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. En ek bid dit vir jou, dat jy voor sy stoel gaan staan, blameless, gees, siel en liggaam. Ek bid dit vir jou, ek bid dat jy die wapenrusting elke dag vir jou kinders sal aantrek, en nie net 'n game in hulle hande druk nie, but that you will teach them how to be pure before God. Shalom, shalom. Mag jy 'n geesvervulde donderdag beleef.